Daar sê, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat ons weet dat een beheer is. Here, dankie dat, soos wat Alex gesê het, Here, laat ons altyd sal weet dat U altyd daar is vir ons. Here, dankie vir 'n familie, dankie vir 'n kerkfamilie. Here, waar ons mekaar kan ondersteun. Here, waar ons mekaar kan opbou. Here, ek wil U dank vir hierdie perseel wat ons het om te gebruik. My gebed is ook, Here, dat U met elkeen van ons sal wees vir oggend. Here, laat Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal spreek vir oggend. Seën vanoggend se diens. Seën my lippe. Ek vra dit en ek dankie in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Wel, baie dankie weer eens aan Rikus, wie laas Sondag vir my ingestaan het. Vir die van julle wat nie weet nie, ek moes werk, ek het nie 'n keuse gehad nie. Maar terwyl ons gewerk het, ek het nou vir Stewie se pa gesê dat, jy weet, 4:15 die oggend, ek het al 4:15 opgestaan, 4:15 toe moes ons al by die werk gewees het, en ou is nie meer gewoond om 12 ure rond te ry nie. Jou liggaam, jou kop sê nog vir jou, jy's 18 jaar oud, maar jou liggaam wil nie meer nie, want op 'n stadium, jy weet, jy kan ook net so ver ry, en jy kan ook net so vinnig ry. En op 'n stadium raak hierdie knie van my, voel dit nie, nou raak dit rof, so dan sit ek die kapokkie trokkie daar in derde, en dan hou ek my een voet so op die briek, laat ons hom maar nou net so moet briek, want anders dan hardloop hy weg. En dan elke 2 ure, dan moet ek uitklim, dan moet ek bietjie strek, 'n bietjie rondloop, en al daai dinge, want die rug wil nie meer hou nie, en. Maar terwyl ons so gery het en goed, het ek die hele tyd gedink aan vrede. En as ek julle vandag die vraag vra, wat doen jy om vrede te kry? Hoor mooi, wat doen jy om vrede te kry? Moet jy weggaan op vakansie? Moet jy jou telefoon afsit? Moet jy van Facebook of sosiale media laat jy dit afsit? En jy sien, hierdie is vrae wat by my opgekom het. En my antwoord aan myself was gewees, dat ek wens dat ek net my telefoon vir 'n week kon afsit. En daar is 'n telefoon wat 'n recording doen, en hier's nog 'n telefoon in my broek, daar is hy. So ek loop met 2 fone, en is my wens dat ek net 'n telefoon kan afsit, net vir 'n week. It would be lekker, Cliff, it would be lekker. Jy sien, en dan die ander ding is ook, ek het gedink dat ek 'n vakansie nodig het. En as ek julle sou vra, hierso right, dis skoolvakansie, maar as ek elkeen van julle hier sou vra, dink julle het 'n vakansie nodig, dan gaan julle vir my sê, ja, ons het 'n vakansie nodig. En as ek die vakansie het en my telefoon afset, dan sal ek vrede hê. Maar julle sien, ek wonder of Job se woorde in Job 3:25 tot 26 in die NLV van toepassing is op baie van ons vandag. Job sê, dit waarvoor ek gevrees het oor my gekom. Dit waarvoor ek bang was, het nou met my gebeur. Ek ken geen rus en geen vrede nie. Daar is vir my geen blaaskans meer nie, net moeilikheid. Jy sien, en ons gedagtes word so gevul met die dinge van die wêreld. Ons moes Saterdag begin werk het, toe sê hulle, nee, dis Sondag. Saterdag toe hoor jy al mense, Jesus, wat se moeilikheid gaan gebeur, wat gaan hier aan, wat gaan daar, nou onmiddellik dink ons moeilikheid. En ek kan vir julle sê, by ons was dit doodrustig geweest. Daar het absoluut niks aangegaan nie. Soveel so, dat ons moes nog woensdagoggend, of woensdag deur die dag moes ons nog werk, en toe ons by die kantoor kom woensdag, toe sê hulle vir ons, right, julle het die laaste gewerk, julle 12 ure gewerk gister, julle hoef nie meer 12 ure te werk vandag nie, want dit was rustig geweest. Jy sien, ons dink baie keer die verkeerde dinge. En soos Job gesê het, is dit moontlik om vrede te hê te midde van onrus en stres. En ek wil graag 'n paar vrae aan julle vra vanoggend, net om uit te vind of julle regtig vrede het. En jy kan dit vir jouself beantwoord.
En hier is 4 moontlike antwoorde. Die moontlike antwoorde is as volg: nooit, selde, gereeld of voortdurend. Nou die vraag: hoe gereeld worry jy? Voortdurend, yes. Hoe gereeld het jy vrede met ander? Ja. Die derde een: hoe gereeld bly jy rustig in tye van moeilikheid? Nou my volgende vraag: hoe het julle gevaar? Not too good. Not too good. Is dit moontlik om vrede te hê wanneer ons probleme het? Ons uiter mos baie keer die woorde: as ek maar net vrede en rustigheid kan hê. If I can just have peace and quiet. Sê ons dit nie baie keer nie. Jy sien, baie keer dink ons dat vrede 'n plek is of iets daar buite is. Maar kan ek vir julle sê, vrede lê hierso. Vrede lê in ons hart. That's where peace starts. Julle sien, vrede is die prins van vrede, Jesus Christus. Jesus is the prince of peace. Dis waar ek en jy vrede gaan kry. En ons kry dit in ons harte. Jesaja 26 vers 3 in die NLV sê vir ons: U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is. Jy sien, ek en jy, is ons nie dankbaar, dat maak nie saak wat in die wêreld besig is om te gebeur, en die paniek daar buite, en die probleme wat ek en jy face, dat daar nie paniek in die hemel is nie. Jy sien, God is in control. God is in control, daar's nie paniek nie. Wie skep die paniek hier op aarde? Ek en jy. Die boodskap Bybel sê in Jesaja 26 vers 3, U, Here, gee U vrede en voorspoed vir die wat op U vertrou en volhard in die geloof. Hoor mooi, wat sê die woord? U, Here, gee U vrede. Julle sien, ek persoonlik dink dat ons vrede in die verkeerde plekke soek. Is dit nie waar nie? As ek maar nou net 'n nuwe baadjie kon gehad het. As ek maar net 'n nuwe caravan kon gehad het. Sal ek vrede hê. Julle sien, vrede word nie gevind in rustige plekke of in besittings nie. Vrede is intern en nie ekstern nie. En ware vrede kom net van God af. My boetie, my sussie, ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. Ware vrede kom net van God af. 2 Tessalonisense 3 vers 16 in die NLV sê vir ons: Mag die Here, die bron van vrede, self altyd en op elke manier vir julle vrede gee. Mag die Here met julle almal wees. Amen. Jy sien, the God of peace. If we have God's peace, we will have inner peace. Sal ons vrede hê. Maar nêrens te sê die Bybel vir ons dat ons nie moeilikheid gaan hê nie. Nêrens te nie. We are going to have tough times, but we will have peace in those tough times. We will have peace. So 'n paar punte wat ek vinnig met julle wil deel. Die eerste een: God gee vir ons vrede. God gee vir my en jou vrede wanneer ons gedagtes, ons denke gesentreer bly op God. Julle sien, laas week toe ek begin werk daai Sondag en ek ry rond en ons ry rond en ek dink toe by myself, man, ek kon my tyd beter spandeer het as hier om op en af te ry en al daai dinge. Ek kon vandag tyd saam met julle spandeer het. Ek kon Sondagmiddag 'n bietjie op die bed gaan lê, het my oë toegemaak het vir so 2 ure of so. Ek kon my tyd beter spandeer het. Jy sien, my denke, my hoof sê vir my ander dinge. Maar as ek my fokus hou op God,
dan dink ek net aan God. And then I will receive inner peace. Filippense 4 vers 6 in die NLV sê vir ons, moet oor niks bekommerd wees nie, maar bid oor alles, vra alles wat julle nodig het van God, terwyl julle hom dank vir alles wat hy doen. Sien, God will provide. Die Here sal voorsien. Maar ek en jy daar's iets wat ek en jy moet doen. Ek en jy moet die Here vra, ja, maar ons kan nie net terugsit en sê, Lord, please provide. Ek gaan net terugsit, ek gaan ontvang nie. We need to do. As ons gaan kyk na die betekenis van bekommerd, sê Google vir ons, julle weet, ons gaan kyk maar na Google. Chad die nuwe Chad het ook nou 'n ding, maar I don't trust Chad so much. Op hierdie stadium kyk ek maar meer na Google. Bekommerd beteken dat iemand onrustig, angstig of besorgd is oor iets. Julle sien, daar was 'n professor in Amerika wat 'n studie gedoen het oor bekommernis. En dit is wat hy gevind het. 40%, hoor mooi hierdie getalle, 40% gebeur nooit nie. Ek en jy is bekommerd oor dinge, maar 40% van dit gebeur nooit nie. 30% het te doen met die verlede. 12% het te doen met onnodige bekommernis oor gesondheid. 10% het te doen met niks werd dinge. En 8% is ware bekommernis. Nou wat probeer jy sê, Brett? Wat ek vir elkeen van ons vandag sê, en ek sluit myself daarby in, is dat 92% van ons worries eintlik useless is. We are wasting time. It's destructive, Cliff. Dis gemorste energie. Nou kom God se woord, en God se woord sê vir ons dat ons ook nie eers oor die 8% bekommerd hoef te wees nie. Hoekom nie? Omdat wanneer ek en jy worry, sê ons dat God nie in beheer is nie. Ja, en almal sal kom en sê, maar Brett, is menslik om te worry. Dis menslik om te worry, ons worry oor ons kinders. Ons worry oor ons ouers. Ons worry. Maar ons hoef nie te worry nie. Filippense 4 vers 8 in die boodskap Bybel sê vir ons, weet julle waaraan julle moet dink, in plaas daarvan om julle te sit en bekommer. Dink aan dit wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dinge waaraan God sal dink en waarvan hy sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Amen. Ja, sien, that's it. Simple. Easy. No, it's not going to be easy. Maar dis wat die woord vir ons sê. Ons tweede punt, wanneer ons wil aan die gang hou, God se vrede sal ons beskerm. Filippense 4 vers 7 in die boodskap Bybel sê vir ons, hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop, of dat jy jou weer van vooraf begin bekommer. En ek het hier geskryf, in watter area van my en jou lewe moet ons meer in God begin vertrou? Jy sien, in elkeen van ons is daar area, is daar gedeelte van ons lewens, wat ons meer in God moet begin vertrou. Keith, God is going to come through. God is going to come through. You're going to get out to the right doctor. God will heal. Ons moet vertrou. Die derde punt, wanneer ek en jy leef vir die Here, jy sien, ek raak baie keer hartseer, as ek sien dat wanneer iemand wedergebore raak, dat daardie persoon so aan die brand is vir die Here. Is dit nie waar nie? I won't forget the day, en ek het dit al 'n paar keer met julle gedeel. Ek het rondgegaan en geBybel punch en die mense gesê, turn or burn. Julle onthou daai wat ek gesê het, turn or burn.
as jy nie jou lewe reg kry nie, gaan jy brand, my boeta en my sissa. Turn or burn. Maar jy sien, na sekere jare, dan begin ons maar, dan raak ons weer rustig. Jy sien, en wanneer tyd aanstap, verloor baie hulle passie. Hulle aan die brandtyd. En dan het ek al baie keer mense gesien wat sekere dinge gelos het, en dan iewes skielik daardie aan die brandheid vir die Here disappeer, en dan gaan ons maar terug na ons ou maniere toe. En dan post ons dit net so groot op Facebook. En dan dink ek vir myself, oei man, kan ek jou as persoon regtig vertrou? Kan ek jou regtig vertrou if that's the way? If that's the way. Julle sien, God verander nooit nie. God is altyd dieselfde. Gister, vandag en môre. Jy sien altyd. Jy sien, wanneer ek en jy dink dat God nie groot genoeg is om ons bekommernis te handle nie, maak ek en jy 'n groot fout. Ons maak 'n groot fout. En ek het hier geskryf, my boeta en sissa, God is die enigste een wie ons ware vrede kan gee. I know, ek weet daar's tot mense wat vrede soek in kos. Wat vrede soek in, man, I will get peace if I eat a ice cream. En dan eet hulle 10 liter ice cream op 'n dag. En dan is daar ander dinge. Maar die enigste plek waar ek en jy ware vrede gaan vind, is in die Here. Die 4de een, vrede vir almal. Ek glo en vertrou dat elkeen wat vandag hier teenwoordig is, en wie luister na hierdie boodskap op Facebook, YouTube en WhatsApp, dat julle Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser. Ek vertrou dit. En as jy nie het nie, asseblief bel my of kom sien my. Jy sien, as jy Jesus nie ken nie, gaan jy, soos die woord vir ons sê in Jesaja 57 vers 19 tot 21 in die NLV, dan sal hulle my weer loof, en hulle sal vrede hê, almal wat van ver en naby, want ek sal hulle almal genees, sê die Here. Maar hierdie is die gedeelte wat ek wil hê, wat julle mooi moet hoor. En ek het dit bold gesit hier by my. Dis nie bold daar nie. Maar die goddeloses is soos die onstuimige see. Dit kom nooit tot rus nie. Die golwe hou aan om slyk en modder uit te stoot. Daar is geen vrede vir die bose mense nie, sê my God. Jy sien my boet en my sisse, as jy nie Jesus aangeneem het as saligmaker en verlosser nie, sal jy nie vrede hê nie. Point. Daar's niks om te argumenteer oor nie. Because Jesus is the Prince of Peace. Ek en jy gaan nie vrede hê nie. En dis God se woord wat dit vir ons sê. En as jy vrede soek van vandag af, moet jy doen wat in Psalm 34 vers 15 in die NLV staan. Vermy die kwaad en doen wat goed is. Soek vrede en streef dit na. Soek Jesus en streef dit na. Want Jesus is vrede. Dan is daar so 'n paar punte met 'n skrifgedeelte. Stel, ek het dit nie deurgegee nie, ek gaan dit noem, so as julle later weer gaan kyk of op Facebook of op WhatsApp, gaan kyk 'n bietjie wat sê daai skrifgedeeltes. Ek en jy sal net ware vrede kan hê en vind in Jesus. Johannes 16 vers 33. Vrede is deel van die vrug van die Gees. Galasiërs 5 vers 22. Vrede is vervaardig deur die woord. Psalm 119 vers 165. Vrede word vervaardig deur ons oorgee. Jesaja 30 vers 15 en Levitikus 26 vers 3 tot 6. Ek wil graag afsluit vanoggend met die volgende. Ek wonder hoe sal God vandag wil hê dat ek en jy moet reageer?
Kan ek dit weer vra? Ek wonder hoe sal God vandag wil hê dat ek en jy moet reageer. Het worries 'n houvas op ons harte? Het angstigheid 'n houvas op ons harte? My boetie en my sissa, God wil my en jou seën met vrede. Gee vandag oor aan God. Kom vandag en ons gee ons bekommernisse, ons angstigheid en dit wat jou pla aan God. En laat toe dat Filippense 4 vers 7, die 53 vertaling, deel vorm van jou lewe. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Weereens, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. My boetie en my sissa, ek en jy kan slegs vrede hê in Jesus Christus, God die Vader en die Heilige Gees. That inner peace. My gebed vir elkeen van julle is dat julle daardie innerlike vrede sal begin ervaar. Dat julle bekommernisse aan God sal gee. Ja, die woord sê vir ons dat dit nie maklik gaan wees nie. Jy gaan moeilike dinge deurgaan. Hou gaan sukkel. Ek kan dit met julle deel. My ma wat 2 weke terug oorlede is, man, it was a struggle. Dis nou nog 'n struggle. Dis nou nog 'n struggle met papierwerk, met dinge waar die struggle daar is. Simpel voorbeeld. Sy het 'n Telkom rekening. Ons was by Telkom gewees om die kontrak te kanselleer. Die kontrak is op haar naam. Hulle het vir ons fisies gesê daar, hulle kan dit nie doen nie, ons moet e-mail. Ons e-mail. Hulle stuur vir my, hoekom kan die kontrak nie aangaan nie? Ek stuur vir hulle die doodsertifikaat. Ek sê my ma is oorlede, wie gaan die rekening betaal? Nou, die rekening is opbetaal. Nee, ons moet 'n maand wag. Dan sal daar weer kostes wees. Ek en Yvonne praat gister daarvan. Wat gaan hulle doen? Hier sit ek. En dit was nie deel van my boodskap vanoggend nie. Hier sit ek met die SIM-kaart wat ek uit die telefoon uit gehaal het, die 22ste Junie wat ek met hulle gekorrespondeer het. Wat gaan ons maak? Jy sien maar Jesus se vrede is binne my. En ek het vir Yvonne gesê, you know what, that's it. Ek het vrede, ek het my kant gebring, ek het die dinge gedoen. Reg sal geskied. I've got peace. What? Verstaan jy? Dis daai. We are going to have struggles. En nie elkeen van julle gaan deur sekere dinge gaan. Maar regtig, my gebed vir julle is, asseblief, hou vas aan God. En as die Here julle wakker maak deur te sê, daar's iemand in die huis 3:00 die oggend, wake up. Partykeer gebeur dit deur die dag waar die Here in jou net sê, kop, ruk jou net so en jy gaan sit en jy maak jou Bybel oop en die Here praat met jou. Gee God die geleentheid om julle die vrede te gee. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die woord. Here, dankie dat ons kan weet vandag dat Here, dat u vrede alles te bowe gaan. Lord, that without you, like the word says, where we have not accepted Jesus as our Savior, Lord, that we will not have peace. Lord, and we're not accepting Jesus just to have peace, Lord, because your word also says that we will go through trials and tribulations. Ons sal moeilikheid hê. Maar Here, ons sal weet dat u in beheer is. Here, dankie dat u ons daardie innerlike vrede gee. Here, dankie dat ons weet dat ek nie my telefoon hoef af te sit om innerlike vrede te hê nie. Dat ek nie hoef weg te gaan nie. Here, dat ek nie nuwe voertuie of roomys moet eet
om vrede te hê nie. Lord, I just need to start spending time with you. Here, help my om my bekommernisse, my angstigheid, Here, my worries, dit wat pla, Here, laat ons dit by u voete sal kom neerlê. Wees met elkeen van ons. Seën elkeen van ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerhande opneem asseblief.